Hallo julle, hier is die leerpapier vir julle toets wat julle skryf Vrydag die 13de Maart. Op die voorblad sal julle sien, daar is vir julle 'n paar onderwerpe en 'n inhoudsgids om alles te verduidelik. So onderwerp 1, sluit in veiligheid en noodhulp, dit is op bladsy 1. Onderwerp 2 is werkswinkel praktyk, dit begin op bladsy 4. Dan het jy onderwerp 3, meetwerk, dit begin op bladsy 5. Dan het jy onderwerp 4, handgereedskap wat begin op bladsy 7. En dan onderwerp 5, materiale op bladsy 10. En dan onderwerp 6, hegting en basiese swyswerk wat begin op bladsy 15. En dan algemene studiewenke en voorbereiding vir die toets op bladsy 17. En dan gaan om bladsy 1 toe. Daarbo verduidelik ek vir julle, dit is jou kwartaal 1 swyseksamen vir jaar 4. Die toets is 60 minute lank en hy tel 50 punte. Kom ons begin dan met onderwerp nommer 1. Onderwerp nommer 1 begin ons met 1.1. Basiese veiligheid in die werkswinkel. Julle is nou al vir 4 jaar in 'n werkswinkel. Julle is veronderstel om hierdie al by julle agterkant van julle hande te ken, maar dit is belangrik dat julle deur al daai gaan. Dan by 1.2 het ons persoonlike beskermingstoerusting, so jou swyshelm of jou veiligheidsbril, jou handskoene, al daai en waarvoor dit gebruik word. Dit is belangrik dat julle presies weet waarvoor elke stukkie PPE gebruik word. Dan 1.3 werkarea netheid, 'n netjiese werksplek voorkom ongelukke. So ons moet gemorste olie op water dadelik droog maak, vee van slyp en staalstukkies op, hou kabels en verlengdrade uit loopareas, en dan moenie gereedskap los op vloere of tafels nie. Dan begin ons bo-op by 1.4, belangrik, wat is die stappe as daar iemand beseer word? So 1.4.1 is daar 5 stappe wat baie belangrik is, wat ons moet doen. 1.4.2, die sluit ek net daar vir julle omkring, algemene beserings wat ons in die werkswinkel kan opdoen en wat ons daaraan kan doen. So met snywonde, stop die bloeding met gaas of papier handdoeke. Brandwonde, hou dit onder koue water. Metaal in die oog, moenie die oog vryf nie, so roep die onderwyser. En dan kniesplekke, as jy in iets vasgeloop het wat jou baie seer stamp, sit jy ys of jy koel dit af indien dit nodig is. Dan 1.5, baie belangrik, baie belangrik, hantering van bloed in die werkswinkel. Dit is universele voorsorgmaatreëls, so dis belangrik, jy kan dit oral gebruik, nie net in die werkswinkel nie. Daar is belangrike reëls. Moet nooit aan bloed raak met kaal hande nie. Ons dra latex handskoene. Gebruik rubber handskoene, daar sê dit vir julle dit ook mooi. Papierhanddoeke of lap. Stop jou werk onmiddellik. Roep die onderwyser. Hou ander mense weg van die area. Maak jou gereedskap, tafels en vloere skoon met seepwater of met ontsmetmiddels soos Dettol of sanitizer. Dan gooi gebruikte gaas of lap in 'n plastiek sak wat toegebind word en dan was jou hande ordentlik daarna. Kyk, dan hieronder sê daar ook tipiese werkswinkel situasies. Weereens dit is goedjies wat kan gebeur in die sentrum. Jy kan sny aan skerp metaalrande, teen krapperige staalrande, brand aan warmplaat of gereedskap. Jy kan sny met 'n slypskyf of 'n boorpunt en 2 ledersnyl self op die selfde stuk staal. Dit is gevaarlike situasies wat baie algemeen voorkom. Dan het ons ook daarbo, belangrik, hulle mag nie mekaar se wonde hanteer nie en albei word dan afsonderlik behandel. Dit is maar net algemene goeders wat nou al gebeur het, sodat julle kan onthou wat nou al gebeur het en hoe ons dit al hanteer het. Dan 1.6 is alles belangrik van 1.6. Wat jaar 4 leerders moet weet van HIV vigs. 1.6.1, wat is HIV? 1.6.2, wat is vigs? 1.6.3, hoe HIV versprei. 1.6.4,
hoe dit nie versprei nie. Baie belangrik, nie versprei nie. Dan 1.6.5, hoekom is HIV bewustheid belangrik in 'n werkswinkel? Kyk, daar het julle gesê, dit is nie belangrik, dit is nie nodig dat iemand met HIV of vigs dit verklaar nie, maar dit maak dat die area baie veiliger is waarin julle werk. En omdat die werkswinkelbeserings bloed kan laat vloei, moet leerders korrek optree, hulle self beskerm en ander beskerm. Dit voorkom ook wanopvattings en diskriminasie en dit maak die werkswinkel veiliger vir almal. Daarom, soos ek vir julle verduidelik het, hanteer ons elke situasie asof iemand dit kan hê en ons werk veilig en ons dra handskoene en ons help nie iemand en vat aan hulle bloed. Dan jou veiligheidstekens. Ons weet blou beteken is verpligte, PPE, geel is 'n waarskuwing en rooi is verbode of verbrand toerusting. Groen is dan daar op bladsy 4 vir nooduitgange en veiligheidstoerusting soos jou first aid of noodhulp hoekie. Dan begin ons met onderwerp 2, werkswinkelpraktyk. Ons gaan sommer direk aangaan na huishouding. Wat beteken huishouding? Daar is 'n paar goedjies wat julle kan onthou. Ons weet nou al, huishouding sluit in om die werkswinkel netjies en skoon te hou. Dan werkswinkelreëls, is daar so 4 van dit wat baie belangrik is vir julle. Dan 2.4, die organisasie van jou werkarea. Baie belangrik weer. 2.5, jou gedrag in die werkswinkel. En 2.6, die stoor van gereedskap en materiale. Alles daar wat belangrik is vir jou. Dan gaan ons na bladsy 5 toe. 2.7, werkvloei. Baie belangrik dat julle hierdie begin onthou en hard leer. Werkvloei beteken hoe ons tussen stasies beweeg. Byvoorbeeld as jy iewers sny of moet swys op dieselfde tyd of jy moet skuur en swys op dieselfde tyd, dan is die werkvloei baie belangrik om veilig te beweeg en om enige kanse vir beserings te verminder en om seker te maak dat jy teen 'n goeie tyd nog steeds by jou prakties kan uitkom en jou werk kan voltooi. So belangrik, beweeg versigtig tussen werkstasies, wag vir jou beurt by masjiene, hou afstand as iemand besig is om te swys en moenie jou werkruimte oorvol maak nie. Hou dit netjies. Soos ons altyd praat van, moenie te veel gereedskap rondom jou hê nie. Dan 2.8, identifisering van die werkswinkelareas. In julle boeke moes julle uitleg van die werkswinkel teken met die verskillende areas, 'n snyarea, 'n swysarea, 'n gereedskapstoor, 'n teorie of lesarea en 'n masjienafdeling. Ook baie belangrik is 'n uitgang en waar jou elektrisiteit is. Dan onderwerp 3, jou meetwerk. Ons almal weet nou al wat meetwerk is. Jy is nou al in jaar 4. Meetwerk is om die lengte, breedte en hoogte van 'n materiaal of onderdeel te bepaal voordat jy dit sny, boor of swys. Hoekom is meetwerk belangrik? Julle kan daardeur gaan sodat julle dit mooi kan verstaan en kan onthou. En dan baie belangrik hieronder by die sterretjie, meet 2 keer, sny 1 keer. As jy nou nog nie weet wat dit beteken nie, het jy bietjie baie werkies om in te haal. Dan 3.3 algemene meetgereedskap. Daar kry jy 'n voorbeeld van jou meetgereedskap en waarvoor dit gebruik word. 3.3.1 is jou staalliniaal. Ons gaan aan bladsy 6 toe, jou maatband en waarvoor dit alles gebruik word. Kombinasiewinkellak, waarvoor dit gebruik word. Jou gewone winkelhakke, waarvoor dit gebruik word. Kraspen, waarvoor dit gebruik word. Skuifpasser, waarvoor dit gebruik word en merkgereedskap, waarvoor dit gebruik word. 3.3.7 dan. Dan onderaan op bladsy 6 het ons 3.4 hoe om meetgereedskap reg te gebruik. Dis vir eenvoudige reëls. Baie belangrik dat julle
deur hierdie stappe gaan om seker te maak julle kan reg meet. Dan by 3.5 basiese meetstappe vir enige werkstuk. Nommer 1, kies die regte gereedskap. As jy 'n maatband nodig het of 'n staalliniaal. Dan nommer 2, meet die lengte van die staal. Nommer 3, hou die gereedskap stewig vas teen die rand. Nommer 4, maak 'n klein merk met kraspen of kruit of met die koutjie. Nommer 5, trek 'n reguit lyn met 'n liniaal of 'n winkellak. En dan nommer 6, kontroleer jou meting weer voordat jy sny. Weer eens kom ons terug, maar meet 2 keer, sny 1 keer. Dan 3.6, praktiese wenke, is nie so belangrik nie, julle ken dit al. Dan 3.7, hoe om die meetgereedskap in goeie toestand te hou, baie belangrik dat julle dit kan onthou. Dan gaan ons aan na onderwerp 4 toe, handgereedskap. Julle behoort ook al die handgereedskap nou al uit julle kop uit te kan ken, maar belangrik, onder 4.1, handgereedskap werk met jou handkrag en kraggereedskap werk met elektrisiteit. So handgereedskap het ons 'n hamer 4.2.1, ons het 4.2.2 G-klamp, dan bo op bladsy 8 skroewedraaiers en jy kry 'n platpunt en 'n sterpunt wat ons meer algemeen gebruik. 4.2.4 moersleutels en verstelbare moersleutels, shifting spanner. 4.2.5 vyle, 4.2.6 'n bytel en dan 4.2.7 'n tang. Dan 4.3 kraggereedskap, 4.3.1 jou hoekslyper, jou angle grinder. Nommer 4.3.2 jou elektriese boormasjien, 4.3.3 slypmasjien of die bench grinder. Dan bladsy 9, dan gaan ons met 4.4 jou swys toerusting. Baie belangrik daar, wat is die swysproses? Dan daai te leer. Dan die geskermde boogswysproses, hoe dit werk om dit te leer. En dan het jy die onderdele van 'n boogswysmasjien. Jy het die masjien, jy het 'n elektrodehouder, 'n aardklamp en jy het kabels. So basiese goedjies wat jy nodig het op 'n skermde boogswysmasjien. Dan 4.5 die veilige gebruik van kraggereedskap. Baie belangrik dat jy al daai punte ook memoriseer en leer. En dan gaan ons na bladsy 10, proppe en kabels 4.6. Ons eerste dingetjie daar 4.6.1 is 'n 3-punt prop. Dit word gebruik vir swaar elektriese toerusting. Die derde pen is vir aardingsveiligheid, so vir earth. Baie belangrik dat julle ook onthou hoe lyk 'n 3-punt prop, waar sy drade ingaan, wat se draad gaan waar en wat se kleur gaan waar. Dan 4.6.2, 'n 3-kern kabel, 3-kor kabel, het 3 drade gewoonlik binne-in, 'n lewend, 'n neutraal, 'n aarddraad. Lewend is bruin, neutraal is blou en aarding is groen en geel. Dan baie belangrik, kabel moet heel en ongeskonde wees, so dit moet nie stikkend wees nie. Dit moet nie geknyp of getrek word nie en dit moet vervang word as dit beskadig is. Dan baie belangrik 4.7, hoe om gereedskap te versorg. Sit gereedskap terug op sy plek, hou dit skoon en droog, gebruik die regte gereedskap vir die regte werk en moenie gereedskap misbruik of laat val nie. Dan laastens, meld gebroke gereedskap dadelik aan. Dan onderwerp 5 het ons materiale. Wat is materiale? Hoekom moet ons materiale ken? Baie belangrik, 5.2. Dat julle die regte materiale ken vir die regte doele waarvoor julle dit wil gebruik. Dan op bladsy 11, tipes materiale, ysterhoudende metale, julle behoort al daai eienskappe te ken. Basies het hy nou daai ene. Wat is die kenmerke van daai ysterhoudende metale? Dit word sterk aangetrek deur 'n magneet. Dit is baie sterk. Dit kan maklik roes en dit word algemeen in raamwerke, konstruksie of swyswerk gebruik.
Voorbeelde wat ons kry, sagte staal, verharde staal, gietyster of gegalvaniseerde staal. Dan 5.3.2, nie ysterhoudende metale, bevat nie yster nie. Die kenmerke wat ons het vir dit is ligter in gewig, dit roes nie maklik nie, dit is nie magneties nie, en dit word gebruik gewoonlik vir dekor, elektriese werk of spesiale vervaardiging. Die voorbeelde wat ons het is aluminium, koper, brons of geel koper. Kyk, algemene materiale wat ons in die werkswinkel gebruik, ons gaan direk sommer bladsy 12 toe gaan. Aluminium, daar het ons die kenmerke van aluminium ook, wat baie belangrik is. Ons kry sagte staal en die kenmerke van sagte staal. 5.4.3 brons, die kenmerke van brons, en dan 5.4.4 geelkoper, messing en die kenmerke daarvan. Dan op bladsy 13 het ons verharde staal, kenmerke daarvan. 5.4.6 het ons koper en die kenmerke daarvan. 5.4.7 vlekvrye staal en die kenmerke daarvan. 5.4.8 gietyster en die kenmerke daarvan. Dan op bladsy 14, 5.4.9, die laaste enetjie daarvan dit, gegalvaniseerde staal en ons kenmerke daarvan. Kyk, dan gaan ons 5.5 toe, die eienskappe van materiale. Baie belangrik, elke tipe metaal of materiaal het 'n eienskap, en dan leer ons nou wat dit beteken en 'n voorbeeld waarvoor ons dit kan gebruik in enige werksituasie. So die eerste ene wat ons het daar is sterkte. Dit beteken hoeveel krag die materiaal kan hou, en dit word gewoonlik gebruik vir projekte soos draarame of hekke. Dan het ons taaiheid. Dit beteken hoeveel impak dit kan vat, en ons gebruik sulke tipe staal wat taai is vir hamerkoppe of vir groot industriële strukture. Dan het ons hardheid. Dit is dan hoe moeilik dit krap of slyp. Dit is dan verharde staal wat ons gebruik vir lemme of messe of swaarde of so iets, of verharde staal vir industriële strukture dan ook. Buigsaamheid, hoe maklik dit kan buig. Dit is vir aluminium of koper wat ons kan buig, soos aluminium met enige van die huishoudelike toestelle soos 'n mikrogolf of 'n yskas of 'n skottelgoedwasser. Dan korrosieweerstand, hoe goed dit nie kan roes nie, dan gebruik ons vlekvrye staal of aluminium weer eens. Dan 5.6, baie belangrik taal dat julle weet hoe om die regte staal te kies of die regte materiaal te kies. 5.7 belangrik ook, jy kry 'n naam van jou profiel en die prentjie wat julle moet leer daaronder. Begin ons met ronde pyp, sy prentjie, en dan op bladsy 15 gaan ons aan met al daai tot by plaat. OK, dan gaan ons aan na onderwerp 6 toe. Dit is hier onder op bladsy 15. Wat beteken die hegtingmetodes? Ons het 3 basiese swyslasse wat ons op fokus. Daar sê dit vir julle 3 basiese swyslasse. Die kleefswyslas, 'n styklas en 'n hoekswyslas. Op bladsy 16 gaan ons 'n bietjie verder oor dit nou praat. Dan albo belangrik 6.2 werkstuk voorbereiding, baie belangrik dat jy leer en onthou hoe om jou werkstuk voor te berei. Dan ons shielded metal arc welding toerusting, die geskermde boogswysmasjien toerusting, het julle nou al deur gegaan wat ons daar nodig het, hoe die masjien ook opgestel word, hoe dit opgestel word sodat julle dit kan gebruik. Dan kom ons by 6.5. Wat is 'n kleeflas? Kleefswyslas. Kleefswys is 'n klein kort swyspunt wat 2 stukke metaal in posisie hou voor jy die volle swyslas kan doen. Wanneer gebruik ons dit? Om rame reguit te hou, om te keer dat die metaal skuif of wanneer jy presisheid en akkuraatheid nodig het. Hoe om 'n kleeflas te maak? Hou stukkies vas met 'n G-klamp, maak 'n kort boog, hou dit net lank genoeg om 'n klein smeltkolletjie te maak en herhaal aan die ander kant vir stabiliteit. OK,
As ek vir julle 'n voorbeeldjie gou kan teken, as ek 2 stukkies metaal so by mekaar wil swys, sal ek hom tag bo en dan aan die teenoorgestelde kant net daaronder. OK, dan op bladsy 6.6, op bladsy 17, wat is 'n stykswyslas? 'n Stykswys word gebruik wanneer 2 stukke metaal se punte aan mekaar geswys word om 'n reguit lyn te vorm. Dit is as mens pyp aan mekaar wil las, of plate aan mekaar wil las, of staal reguit in lyn met mekaar wil las. Nou die gebruik, dit word gebruik vir raamwerke, vir reguit plate, of pype wat in lyn met mekaar gelas moet word. Hoe dit gedoen word, stukke moet presies reguit wees, 'n klein gaping van 1 tot 2 mm help vir penetrasie. Dit beteken dan as jy 2 stukke pyp aan mekaar wil las, laat hulle nie teen mekaar moet wees nie, dat jy in daai spasie in kan swys om hom sterker te maak. Dan behou 'n konstante spoed. Hou jou elektrode teen 'n hoek van 75 tot 80 grade en hou jou booglengte kort vir 'n gladder las. Dit beteken jy gaan nie jou boog lank op een punt hou nie, jy gaan hom kort deurmaak. OK, dan 6.7, wat is 'n hoekswyslas? Dit gebruik vir tafels, hekrame, hakkies, verbindings tussen ander rame. Hoe word dit gedoen? Ons plaas stukke teen mekaar in 'n hoek. So 'n voorbeeld teken van julle daar. Dit word in 'n hoek teen mekaar geplaas. Dit maak 'n kleeflas. Maak 'n kleefswyslas aan 2 punte. Hou jou elektrode teen 'n 45 grade hoek en maak klein sirkelbewegings vir beter vorm. Daar julle patrone wat ek julle geleer het, en dan sorg dat die las egalig op beide stukke lê. Dan 6.8, hoe om slak te verwyder met jou geskermde boogswysmasjien. Maak 'n laag harde materiaal op die genaamd slak. Ons gebruik 'n slakhamer om dit slaggies af te krap, of 'n draadborsel om dit skoon te maak. Die doel daarvan, dit maak dit 'n netjiese las, dit kyk of daar gate of foute is en dit verbeter die sterkte van jou swys. OK, dan laastens, studiewenke vir julle. Gaan ordentlik deur elke onderwerp. Teken enige sketse met byskrifte oor om daai sketse maklik te kan onthou, en maak seker jy het die regte skryfbehoeftes vir die toets. 'n Pen, 'n potlood, 'n uitveer en 'n liniaal. Dan skryf netjies en leesbaar. OK seuns, baie sterkte vir julle. Glo julle gaan goed voorberei en dat julle sal goed doen in die toets. Sterkte dan.